Goeiemôre, baie welkom aan al die wonderlike mense wat vandag hier is. Vandag Vadersdag, 21 Junie 2026. Party van ons vaders is cool. Man, hulle is so cool. Toe ek die Vadersdag kaartjies maak, sien ek, daar staan, Pa, jy is my hero. Nee, so, party vaders is so cool. Party vaders is heroes. En dan, party paas is oorpyndiens. Man, hulle is 'n olieverfskildery, so oulik as hulle. Nee. En, nou ja, dan kry jy nou ook party ander vaders. Jy kry vaders wat MIA is. Weet julle waarvoor staan MIA? Missing in action. Missing in action. Jy kry vaders wat glad nie met hulle kinders kontak maak of niks met hulle te doen het nie. En dan is daar die vaders wat nou al vertrek het hemel toe. En dan is daar, ja, as my so hartseer, as baie keer kinders wat glad nie eers weet wie is hulle vaders nie. En vir hulle is daar vandag soveel troos, want jy het 'n vader. Ou Smiley en Amanda het daai lied gesing. Ek het 'n vader wat my bemin. David, ek het 'n vader, hy noem my sy kind. Ek kan die woorde dan skaars nog glo. Ek het 'n vader daarbo. Jy, al het jy nie 'n pa hier nie, daar is 'n pa wat vir jou daar is, jou hemelse Vader. Nou ja, soos ek sê, party paas is maar so, jy weet, party vaders is regtig wonderlik. En dan kry jy die vaders wat sê, maak soos ek vir jou sê, moenie maak soos ek maak nie. Met ander woorde. Daar is twee verskillende maniere van doen. Nee, hoe dit ook al sê, ons word aangesê om ons vaders te respekteer, want hulle het vir jou life force gegee. So ons moet vaders respekteer. Maar nou wil ek iets anders te sê van respek. Respek word nie afgedwing, wat jy sê, jy sal my respekteer. Respek word verdien, nee. So as 'n vader sy sout werd is, dan wil die kinders graag respekvol wees teer hulle om. Maar ons sien in Efesiërs 6 dat die woord van die Here sê vir ons, kinders, julle moet julle ouers respekteer en gehoorsaam wees aan julle ouers, want dit is reg. Dis ook die eerste gebod in die Bybel met 'n groot belofte daarin. Jy sal lank leef as jy respek toon aan jou vader of jou moeder of jou ouer. Ja, dit geld nie net vir fisiese pa of man, dit geld ook om respek te hê vir geestelike gesag. Amen. Want daar's geestelike vaders hier onder ons wat respek verdien. Hulle verdien dit regtig waar. Amen. Nou, dan wil ek net sê in Efesiërs 6 sê kinders, julle moet julle ouers respekteer en gehoorsaam wees in die Here. In die Here. As jou ouers vir jou sê, as jou pa vir jou sê, my kind, kom ons gaan vanaand gou die ATM opblaas, dan is dit nie 'n tyd om gehoorsaam te wees aan jou vader. Dan is dit 'n tyd om te sê, nee papi, nee, ons maak nie so nie. Dan het jy weer reg om te sê, nou my ouers, ek gaan dit nie doen nie. So, ja, en die ouers, bose ouers, sal partykeer sê, ek is jou pa, ek sê, jy moet dit doen, jy sal dit doen, jy sal so, jy sal so, en jy sal so. Wees gehoorsaam aan jou ouers in die Here. Dit beteken, alles wat in die woord staan, moet jy jou ouers in gehoorsaam wees. As dit buitekant die woord is, dan hoef jy nie. Amen. Halleluja. Sê amen. Ek wil net daai balans bring, want baie keer gebruik mense dit verkeerd. Ons sien in Efesiërs 4 dat Jesus sê, hy het sy lewe vir sy bruid afgelê.
So, met ander woorde, jy wat 'n man is, jy het nie nodig dat 'n vrou voor jou moet buig omdat jy 'n kakiebroek dra. En jy dink jy's 'n man nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. As jy werklik 'n vader is, sal jy jou lewe aflê vir jou vrou en vir jou kinders. Soos wat Efesiërs 4, soos wat Christus sy lewe neergelê vir sy bruid. Amen. En sy lewe daarvoor oorgegee het. Okay. So, ons menslike ouers het swakhede gehad. Wie van julle se menslike ouers hulle was dalk nie die ridder op die wit perd wat hulle moes wees nie. Hulle was dalk so more or less alright, maar nie heeltemal nie. Nou, ons kyk bietjie verby dit en ons korrigeer. So, as jy 'n pa het wat te veel drink, dan wat doen jy as 'n kind wat groot word in so 'n huis? Word jy groot en jy sê, ek het so groot geword, so ek gaan ook nou maar maak soos wat my pa maak. My pa, hy gooi die een papsak na die ander papsak in en ek gaan dit ook nou maar so doen want ek het so groot geword. Nee, maak op jou oë, gebruik jou verstand en sien dat dit is nie 'n goeie voorbeeld gewees nie. Moet jy hom nog steeds respekteer? Ja, jy moet hom nog steeds respekteer, maar jy kan vir hom sê, wat van as die ouer vir jou sê, ag kom man, kom vat 'n dop saam met my, anders is jy nie 'n man nie. Moet jy jou ouer gehoorsaam wees dan? Dan sê jy, papi, ek het baie respek vir jou, maar papi, nee, ek gaan dit nie doen nie. Amen. Steeds respectvol, maar nee. So, ons ouers het swakhede gehad. En, ja, okay, ek gaan nou nie verder uitbrei daarop nie, want ek kan baie vertel, maar ek gaan nie. Okay, as jou pa missing in action is, baie kinders se pa's is missing in action. Hy sê deel van jou lewe nie, hy praat nie met jou nie, hy het nie deel gehad aan jou grootword jare nie, hy is net soos 'n gone. Wil ek vandag vir jou sê, jy het 'n hemelse Vader wat nooit missing in action sal wees nie. Hy is altyd daar vir jou. Halleluja. Hy is altyd daar vir jou. So party van ons het groot geword met ouers wat 'n blessing is, wat ons geleer het om die Here te loof en te prys en om die regte dinge te doen. Baie van ons het groot geword in 'n huis waar jou pa en jou ma vir jou geleer het dat jy moet werk met jou eie hande. Daar's niks slegter en leliker as 'n man wat nie vir sy vrou en sy kinders kan sorg nie. Die Bybel sê in 1 Timoteus 5 vers 8, iemand die vir sy eie huis kan sorg nie, is hy slegter as 'n heiden. Yes. Wat 'n huis? You must provide. Want as jy kinders gemaak het, moet jy vir hulle sorg. Amen. Yes, dit is hoe dit is. Goed. In ons Afrikaanse huise kry ons baie keer die ding van die man wat sê, jy moet onderdanig wees aan my, ek is die man in die huis, ek dra die broek in die huis, jy moet vir my luister en ag, ek is so bly. Jy noem dit wat in Efesiërs 4 sê hy en aan mekaar onderdanig is in die Here. Yes. Vrou het nie nodig om daar te staan en te sê, yes sir, yes sir, yes sir. Ja, amen. Dis hoekom in die oorspronklike kerk die vrouens hoede gedra het. Want die hoed was om te sê, maar ek luister vir my man by die huis. Nou, wie van julle het gesien dat ek dra nie 'n hoed nie? Wie van julle het gesien ek dra nie 'n hoed nie? Dis hoog tyd. Hy sê dis hoog tyd dat ek 'n hoed dra.
Ons dra nie hoede nie, want ons is nie onderdanig aan die man. Die man is nie die hoof van. Alle manne is nie die hoof van alle vroue nie. Want in Christus is man en vrou gelyk. Ons het verlede Sondag gesien, dat in die huwelik is daar 'n verskil tussen man en vrou. In die koninkryk van die hemel is daar geen verskil. Of jy 'n rokkie dra, en of jy 'n jean dra, of wat. Daar's geen verskil nie. Amen. Ons het dit verlede Sondag gesien. Goed. So, soos ek sê, as jy 'n MIA vader het, jou pa was dalk nooit daar nie, hy het nooit gefeature in jou lewe nie. Dis jammer, maar daar's iemand wat nooit op jou sal MIA is wees nie. En dis Deuteronomium 31 vers 8. En dit is die Here wat voor jou uittrek. Hy sal met jou wees. Hy sal jou nie begewe nie en hy sal jou nooit verlaat nie. Maak staat op jou hemelse Vader. Amen. Halleluja, halleluja. Ek het dit al vertel. Toe ek en pastoor Jan die kerk begin het, toe het my ouers my onterf. En hulle het gesê, jy's 'n skandvlek op ons naam. En daarom sal jy glad nie erf by ons nie. Ons haal jou uit die testament uit. En dit het seer gemaak, maar ek het vir my ouers gesê, pa, ma, weet julle wat, gelukkig het ek 'n hemelse Vader. Ek het gelukkig 'n hemelse Vader. So, partykeer gebeur dit, dat jou aardse vader vir jou sê, ek weet, dat jy gaan, maar jy het 'n hemelse Vader, wat jou nooit sal begewe nie, en jou nooit sal verlaat nie. Deuteronomium 31 vers 8. Ek wil net die storie klaar vertel. En jare daarna, toe word my pa baie siek, en hy lê in die hospitaal, en hy is siek. En my ouers laat weet, sal julle asseblief vir julle pa gaan bid in die hospitaal? Ek sê ja, ons gaan. En hy het gesond geword. En daarna, toe sê hulle, so by the way, ons het jou weer teruggesit in die testament oor. Okay, is terug. Jy het 'n hemelse Vader wat vir jou sorg. Josua 1 vers 9, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou, oral waar jy ook heen gaan. Do not fear anything, because your heavenly Father is with you, wherever you goeth. 1 Johannes 3 vers 1. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat hy ons kinders van God noem. Nou, ek wil hê jy moet gou vir jouself sê. Sê vir jouself, ek het 'n Vader wat my bemin. Sê vir jouself, ek het 'n Vader wat my bemin. Hy noem my sy geliefde seun. Hy's altyd met my. Hy sal my nooit begewe nie. Hy sal my nooit verlaat nie. Hy sal my nooit tekort doen nie. Hy sal nooit sy gesig wegdraai van my af nie, want my hemelse Vader is God almagtig. Amen. Halleluja, halleluja, halleluja. Wat baie van julle wat er nie saam gesê het nie, sê gou saam met my, ek het 'n Vader wat my bemin. Hy noem my sy kind. Hy het my 'n erfdeel gegee. Hy het my die koninkryk gegee. Hy sê vir my, jy's my geliefde kind. En jy hoef niks te vrees. Ek hoef niks te vrees nie, want my God is by my. Halleluja. Ek wil gou net iets vertel. Dit het werklik gebeur en hierdie pastoor gaan preek in 'n kerk. Hy moet in 'n kerk gaan preek. Maar die kerk waarin hy gaan preek is
'n kerk van anderskleuriges, net. En die mense is almal anderskleurig daar in die kerk. En hy gaan sit toe so voor in die kerk, wag dat die lofprysing en aanbidding moet klaarkom, dat hulle hom moet roep om te preek. En daar sit 'n dame, so 3 stoele van hom af, en sy sê vir hom, "Good morning, white boy." Hy sê, "Good morning, madam." Sy sê, "What are you doing here, white boy?" Maar sy's polite. Sy sê lelik nie, maar sy's polite. Sy's 'n ouerige dame. En hy sê, "Ma'am, I'm supposed to do the preaching today." Sy sê, "Oh, is that so, white boy?" I say, "Yes, ma'am, it is so. I must preach today." Sy sê, "Well, white boy, do you have the stuff? Do you have the stuff?" Nou verstaan hy nie mooi wat sy bedoel nie. Sy sê, "Do you have the stuff? Are you ready? Are you ready?" I say, "Yes, ma'am, I'm ready." Sy sê, "I don't think you understand. I don't think you understand. Here in this place, God is the only King. And we worship Him with everything that we have." As I say for him, "Do you know what, white boy? Praise and worship is not something that I do. I am praise and worship to my King." So I say for him, "So are you sure you've got the stuff?" I say, "Yes, ma'am, I sure hope so. I've got the stuff." So I say, "You better make sure you've got the stuff." So I say, "Because we don't play church in this place. We came because we are hungry for God. And we want to experience God in His fullness and in His love." Hy sê, nou is hy soort van gerattel. Jy weet, want hierdie dame is nou, sy's forceful, jy weet, en maar sy's passie. En nou roep die ander pastoor om, hy sê, "Brother so and so, will you please come and preach this morning?" En hy kom vorentoe, en hy sê vir die pastoor wat hom nou genooi het, hy sê, "That lady there in the first row, there, third GV." I say, "Oh, this is Sister Abby. Sister Abby. Have you met Sister Abby?" I said, "Yes, but she gave me a fright, a little bit of a fright." I said, "Oh, why so?" I said, "She asked me whether I've got the stuff." I said, "I don't know what she means. What stuff?" The pastor said for me, "Oh, Sister Abby, she is one of the people in our church that don't do the praise and the worship. So she don't do it for a little bit. She is praise and worship." I said, have she told you her testimony, what happened to her?" I said, "No, she haven't told me." I said, "Let me tell you a story quickly." I said, one morning, her husband and her 2 sons were on their way to the bus stop. The husband would go to work and the 2 boys would go to school. But it is a bad neighborhood, and out come 3 guys with guns, and they gunned down the 2 boys in front of their father, and they killed also the father. And when the ambulance came, the boys' heads were missing. And the ambulance took them to the hospital, and they phoned Sister Abby. And Sister Abby came into the hospital
And she looked at her husband and her 2 sons, which lay there dead. And she started praising and worshiping God like you've never seen before. She said, this is a praise offering to God. Although they are dead, I had them for so many years. And she praised and she worshipped. She danced around her dead children and her husband. I said, since that day, I've never heard her complain about anything. She didn't complain about anything. When she opens her mouth, she says, praise God. God is good. Praise God. God is good. Praise God. God is good. Die pastoor sê vir hom, and at the moment, Sister Abby got cancer in the 4th stage. She's actually dying. I said, but every Sunday, she's here first. She's first to start to sing. She's first to start to dance and worship God with everything that she has in her heart. Because her God is alive. Her God is alive. Amen. Wat 'n mooi testimony. So baie keer kan ons op ons ou muursoop gaan sit en ons kan moan en groan oor dit en oor dat. En ons kan nou nie loof en prys nie, want ons kry koud of dit of dat of dit of dat. Sis man. So wat is 'n vader? 'n Vader is iemand wat 'n voorbeeld stel vir sy huisgesin. Hy's die priester van die huis. Hy stel 'n voorbeeld van hoe dit is om God te loof en te prys. Halleluja. Halleluja. En dit sien ons in Deuteronomium 6, vers 6 tot 9. Sien ons hoe die priester van die huis, hy roep sy mense bymekaar en hy sê, ek en my huis, ons sal die Here dien, Josua 24:1. Ek en my huis, ons sal die Here dien. En hy skryf die woord van die Here neer en hy sê, onthou hierdie woord, my kinders. Dit is 'n pa. Partykeer sal 'n pa sê, my seun, as jy regtig maar 'n man, vat hierdie ou bierblikkie en dan druk jy hom vir pa in mekaar. Dis nie 'n man se nie. Weet jy wat 'n man? 'n Man is iemand wat sy knieë buig voor sy God en die Here aanbid en dien met sy hele wese, met sy hele siel en met alles wat hy in hom het. Dit is 'n Vader. Amen. Jou pa kan dalk spiere van papier hê. Ek kan dalk lyk soos 'n muis. Maak nie saak nie, solank sy hart reg is. Halleluja. Halleluja. Ek gaan aan. Ons het 'n Vader wat vir ons voorsien. Matteus 6 vers 32. Baie van julle het groot geword in 'n huis wat dit so arm is dat hulle koop een stel klere en dan gaan die een stel klere van die oudste kind na die jonger kind en na die jonger kind en na die jonger kind en na die jonger kind. En as die klere hier by die jou kleinste kind uitkom, dan is hy klere so gestop en gelap. Dis net nie waar nie. Matteus 6 vers 22. Daarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet of wat sal ons aantrek nie, want hierdie dinge soek die heidene en julle Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die dinge sal vir jou bygevoeg word. Jy het 'n hemelse Vader wat vir jou voorsien. Halleluja. Moenie sleg voel as jy nie meer 'n pa het wat elke maand vir jou 'n checkie in die pos stuur nie. Jy het 'n hemelse Vader wat al die beeste op die 1000 heuwels behoort aan hom. Jou hemelse Vader is so ryk.
Hy het nie tekort aan enige iets nie. En hy sê, jy is my kind. Jy is my kind. Halleluja, halleluja. Amen. Jou hemelse Vader beskerm jou. Psalm 91, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Jy vernag in die skaduwee van die Almagtige. Woe, halleluja, halleluja. Vergeet van daai pa van jou wat ek ou klein spiertjies het. Jou Vader, jou hemelse Vader is almagtig. Halleluja. En ek sal vir die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Hy sal jou oordek met sy vlerke en onder sy vleuels sal jy skuil. Halleluja, halleluja. Is niks wat jou kan skade aandoen nie. As jy by jou Here, jou God is jy veilig, want jy sit onder sy vleuels. Jy's veilig. Jy's veilig. Nie as jy dood kan iets aan jou doen nie, want jy is by jou hemelse Vader. Halleluja. Psalm 18, die Here is my rots en my bergvesting, my skild en die horing van my heil. By hom skuil ek. Psalm 27 vers 1, die Here is my lig en my heil, vir wie sou ek vrees? Ons sing hierdie liedjie en ons sing hom in Engels. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Whom shall I fear? Nou, hierdie lied het drukkers wat Sandra is er al agter. Hierdie spesifieke lied het A-flat minor en wat dieselfde as G-sharp minor, en dis 'n moeilike een om te druk, want ek wou hom vanoggend gesing het, maar toe dink ek, wag, ek gaan hulle nou nie straf vir daai vreeslike drukking. Maar die Here is my lig en my heil, vir wie sou ek vrees? En die Here is die toevlug van my lewe, vir wie sal ek vervaard wees? Moenie vervaard wees vir enige iemand nie. Moenie bang wees vir enige iemand nie. Hou jou koel. Amen. Miskien het jy nooit 'n fisiese pa gehad wat vir jou die geheimenisse van die lewe kon leer nie. Moenie bekommerd wees nie, want Psalm 32 vers 8 sê die Here, ek sal jou onderrig. Yes, maar die Here sê, don't worry, I will teach you. En dis baie beter dat God jou onderrig as wat 'n fisiese vader jou onderrig. Ek sal jou onderrig en ek sal jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. En ek sal jou raad gee. So baie keer dink ons, ag ek wens net my pa was hier, ek moet tog net raad gevra het. Is nie nodig nie. You've got the Heavenly Father who can give you everything you need to know. Soek jy wysheid? Vra vir jou hemelse Vader. Kyk hoe mooi is Psalm 32. Hy sê, ek sal jou raad gee, my oog sal op jou wees. My oog sal op jou wees. Die skrif sê, God se oog is op jou. Amen. Pastoor Jan, hy fokus jou, Marco. Sy oog is op jou, Errol. God se oog is op jou. Hy is nie 'n mens dat hy net op een plek kan kyk nie. God se oog is oral. Amen. En hy sien jou elke dag van jou lewe. Halleluja. Psalm 25. Jy kan vra en sê, Here, maak my u weë bekend. Leer my u paaie. Vers 5. Lei my in u waarheid en leer my, want u is die God van my heil en God sal jou leer. God is daar as jy jou leer. Is daar iets wat jy nie van weet nie? Is daar iets wat jy raad oor vra, of jy het 'n moeilike probleem in jou lewe? Vra vir jou hemelse Vader. Moenie dink, ag ek wens ek het 'n pa gehad wat ek kon vra. Miskien het jy jou vader gemis wat jou kon opbou en stig.
Nou, moenie worry nie. Jy het 'n Vader wat jou opbou en stig. Filippense 11, vers 6. Hy wat 'n goeie werk in jou begin het, sal dit voltooi. Korreksie. Filippense 1 vers 6. Daar is nie 11 nie. 1 vers 6. Hy wat 'n goeie werk in jou begin het, sal dit voltooi en dit volëindig. God het 'n goeie werk in jou lewe begin. In jou lewe begin. God het 'n goeie ding in elkeen van julle se lewens begin. En God raak nie kort aan bestanddele om dit te voltooi nie. Halleluja, want hy is God almagtig. Hy sal dit voltooi in jou lewe tot eer en verheerliking van sy naam. Handelinge 20 vers 32. En nou broeders, dra ek julle op aan God en aan die woord van sy genade. Die woord van sy genade wat magtig is om julle op te bou en julle erfdeel gegee van die koninkryk onder al die heiliges. Halleluja, halleluja. Hier is nou vir my iets baie, baie mooi. Geestelike vaders. Daar's mense wat nooit biologies kinders gehad het nie. Maar hulle is geestelike vaders. En hulle is meer werd as dollars, as rande en sente. Meer werd as goud. Psalm 68 vers 6. Sien ons die hart van die Vader en hy sê, ek is 'n vader vir die vaderloses. I'm a father to the fatherless. Hy's 'n vader vir hulle wat geen vader het nie. En ek sien dit in ons gemeente, is daar manne wat vaders is, nooit biologiese kinders gehad nie, maar hulle is vaders vir kinders wat sy ouers nie daar is. Prys die Here, prys die Here. Vader vir die vaderloses, vir die weeskinders 'n pa en vir die weduwees 'n regter. Dis 'n woord vir die weduwees. God sê, ek is jou regter. Ek sal sorg dat dit met jou goed gaan. Amen. Want die Here sê, ek is die regverdige regter. Ek sal nie toelaat dat jy ingedoen word nie. In 1 Johannes 2 vers 12. Ek skryf aan julle kinders, omdat julle sondes vergewe is. Ek skryf aan julle vaders, omdat julle God ken, wat van die begin af was. Ek skryf aan julle jong manne, want julle die bose oorwin. Sien, soos wat jy opgroei, as jy 'n kind is, dan vra jy net, ag Here, vergewe my, vergewe my, vergewe my. As jy 'n jong man word, dan begin jy om die bose te oorwin. Jy begin om te staan op jou standplek. Amen, amen. Almal van julle wat jeug is, jy weet, as jy bietjie ouer word, dan leer jy om te staan op jou standplek. Jy leer om af te wyk van die bose af. En dan die vaders, dis vir hulle wat hy sê, soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. 1 Johannes 3 vers 1. Kyk wat 'n groot liefde het die Vader aan ons bewys, dat hy ons kinders van God noem. Hy noem jou sy kind. Hy noem jou sy kind. Lukas 12 vers 32. Moenie vrees nie, klein kindertjie, want die Vader het 'n welbehaag gehad daarin om aan julle die koninkryk te gee. Ek sluit af, Josua 24 vers 15. Jy as 'n geestelike vader staan op en jy sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Amen. Amen. Dit is die belangrikste van alles om 'n vader te wees. Yes. Want jy modelleer dit. Dit help nie om vir mense te sê, of om vir kinders te sê, kind, jy moet so maak, of jy moet so maak nie. Die kind volg jou voorbeeld. As jy jou knie buig voor God die Vader, en jy bid elke dag, en jou kind is by
sal jou kind dit ook doen. As jy die Here loof en prys elke dag, jou Bybel lees, sal jou kind jou voorbeeld navolg. Amen. Josua 24 vers 1. Vaders, en almal van julle wat nie fisies kinders het nie, julle is ook vaders. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Amen. Halleluja. Julle kan die kinders gaan beroep wat hulle vir die vaders sit en dan gaan ons lekker stop doen. Ek gaan afsluit en ek gaan bid. Dankie Hemelse Vader dat U ons Vader is. Dankie Here, U sal ons nooit begewe nie en U sal ons nooit verlaat nie. Dankie ons Hemelse Vader dat U sorg vir elkeen van ons. Here, U sê U sorg vir die mossies wat daar buitekant is. Here, U sê U sorg vir die lelies van die veld dat hulle mooi is, Here. U sê U sorg vir ons elke dag van ons lewe. Dankie Vader dat ons weet dat U ons almagtige Vader beskerm ons, behoed ons en bewaar ons. Dankie Here dat ons onder U vlerke en onder U vleuels kan skuil en kan wegkruip. Here, dat ons weet dat U is ons rotsvesting. U is ons bergvesting, soos Dawid ingehardloop het in rotse se skeure in om weg te hardloop van Saul af. Here, so is U ons toren waarin ons kan hardloop. Die naam van die Here is 'n sterk toren. Ons hardloop in hierdie toren in en U beskerm ons. Ons loof U en ons prys U. Dankie Here dat U is die een wat ons leer die weg wat op ons moet gaan. Here, U onderrig ons elke dag van ons lewe en U gee vir ons inspraak in ons geestelike mens in, sodat ons weet oor hoe ons moet wandel, wat ons moet doen. En ons loof U en ons prys U. Dankie Here dat U ons Hemelse Vader is. Dankie vir elke fisiese vader wat vandag hier teenwoordig is. Seën elkeen van hulle Vader in Jesus se magtige naam. Amen. Amen.